Hallo en welkom. Jy is ingeskakel op Net Gesels saam met my Sarah Jane. Nou elke week leer ek so 'n bietjie van 'n kunstenaar so klein bietjie beter ken. Nou langs my gaan jy iemand sien wie so bekend is, so bekend is. So ek gaan sê hierdie week net gesels ek met François van Cooke. Hallo en welkom hier op Net Gesels. Hallo Sarah Jane, lekker man, lekker om jou te chat. Ja, is jy reg om bietjie jou beter te leer ken? Want hier op Net Gesels wil ons 'n bietjie die narratief verander. Almal sien julle op die verhoog. En jy lyk soos hierdie great, amazing kunstenaar, maar niemand ken julle regtig as persoon nie. Ek gaan jou nou so 'n bietjie as persoon leer ken. Is jy reg hiervoor? 100%. Ek het nou al jy weet meeste van my lewe uitgesit in die wêreld met 'n boek. So ek dink jy weet as jy iets nuuts kan kry, Yes. dan sal ek baie bly wees. Kyk, ek moet vir jou sê, ek moes jous 'n bietjie gaan stalk vir vandag. Ek moes nou reg wees vir alles François van Cooke. En jy het nogal 'n impressive loopbaan. Kyk, ek gaan nie vir jou lieg nie. Dis regtig inspiring om te sien waar jy begin het, hoe ver jy gegaan het. Maar nou moet ek vir jou vra na aanloop hiervan, waar het jy vir die eerste keer soos gedink, okay, jy kan 'n loopbaan maak? Yes man, ja, ek dink die eerste keer toe ek gesing het in die studio, toe ons Fok of Polisiekar se eerste EP rekord het. Dit was die Yes. eerste keer wat ek gedink het dit kan 'n lewe word. Ek dink nie ek het ooit voor dit so gedink nie. Ek het musiek gespeel. Ek speel al in bands van ek 15 is. Maar ek Yes. dink nie ek het ooit gedink dit gaan nou al 'n werklikheid word om dit te kan doen vir 'n lewe nie. Jy weet, ek het gaan klank swat omdat ek eintlik wou musiek speel. Ek het klank gedoen omdat ek eintlik wou musiek speel. Ja. Dit was maar die droom vir lank, maar nooit gedink dit sal 'n realiteit word nie. En regtig, toe ek die eerste keer sing in die studio met die Fok of Polisiekar songs, soos okay, miskien is iets hier beet. Ja, dis eintlik nogal snaaks hoe die lewe werk. Want jy sê jy dit gaan swat, maar jy wou eintlik musiek. Jy dit gaan doen, maar jy wou eintlik musiek. En ek dink op die einde van die dag, as jy bedoel is om iets te doen in die lewe, dan gaan dit 'n manier kry om jou te vind of jou op daai pad te kry na dit toe. Ja, ek dink dit is 'n moeilike een daai want as 'n mens 'n passie het vir iets en jy pak dit aan met alles, jy weet, ek glo dat dit behoort vir jou uit te werk. Natuurlik werk dit nie vir almal so uit nie en ander mense, jy weet, kry ander maniere om dit te doen, maar ek het net stupid daarso kop saam met my vriende geglo om gaan hierdie ding doen en dit gedoen. Ek's eintlik mal daaroor. Dis so cool mindset want jy sê weet jy wat, ons het net gegaan en gesê let's do this, let's go. En op die einde van die dag het dit eintlik so goed uitgewerk want ek meen, jy's soos 'n legend. Mense love jou. Oh man, dit is so crazy dat jy dit sê. Ek is net baie bly. Ek kan nog dis 22 jaar van dit ons daai seker 23 jaar van dit ons daai eerste kortspele rekord het. En ek het nooit eers verwag ek gaan nog lewe nou nie. Ek het nooit eers gedink so ver nie. Ek het definitief nie gedink toe 23 was hoe dit gaan wees om 45 te wees nie. Yes. Jy weet, so ek is net bly mense stel belang en ek kan nog musiek maak wat mense relevant vind vir hulle lewens en ja, dis 'n voorreg. Nou moet ek vir jou vra want natuurlik, ek meen, ons praat nou nie hier oor jou alledaagse sokkie musiek wat jy maak nie. Jy's definitief alternatief Afrikaans in murg en been deur en deur. Dink jy daar's 'n bietjie van 'n miskonsepsie as dit kom by hierdie genre van alternatief en alternatiewe Afrikaanse musiek by die mense? Wat 'n tipe miskonsepsie? Soos dat mense is altyd soos, as ek het nou met so baie mense gepraat, sê hulle, ja, maar dis soveel geraas en dis al hierdie woorde en dis so loud, kan hulle nie net ordentlike lekker kuiermusiek maak? En dan dink ek, ja, maar daar is so baie ordentlike kuiermusiek daar buite, Tannie, wat nou? Ja, ek het groot geword met sulke musiek. Dit is die musiek waarby ek aanklank gevind het eers in my lewe. Ek bedoel, ek was in 94 in standaard 6 of graad 8. En dit was die tyd toe grunge groot was. Jy weet, Nirvana, Pearl Jam en dis tyd toe Green Day se eerste so groot album uitgekom het. Dis die jaar wat Offspring se groot album Smash uitgekom het. So daai goeders het dadelik vir my beïnvloed. Jy weet, ek het groot geword in 'n pastorie. My pa se dominee en my ma is my pa se dominee, my ma was 'n onderwyseres.
En ek bedoel ek het groot geword met klassieke musiek en opera en gospel tunes. Ek bedoel dit ek luister nie na een van daai drie genres. Drie stadium van my lewe nie, want ek het miskien net te veel daarvan gehoor, maar ek het aanklank gevind by grunge en punk. I guess goeders aan die alternatiewe kant en dit is die tipe musiek wat ek wou gemaak het. Ek is bevoorreg dat deur die jare van my alternatiewe songs het aanklank gevind by mense wat nie net alternatiewe musiek luister nie en dit is 'n voorreg dat dit ook kon gebeur het en dat jy weet meer mense as net alternatiewe mense na my musiek luister. Dis awesome. Maar ja, ek bedoel ek weet waarvan ek hou en dis hoekom ek dit doen. Ja, en jy het eintlik vir my so mooi leeway eintlik gegee my volgende vrae, want hierdie een ek dink is ek die mees opgewondste hoor om vir jou te vra, maar ook die mees nuuskierigste, want jy het nou gesê jy het nou groot geword met al hierdie ander tipe van genres van musiek en dit is wat jy geluister het en alsin vandag is dit nou glad nie die tipe musiek wat jy maak nie en al hierdie ander bands en goed het jou geïnspireer, maar nou het jy hierdie legacy geskep wat ander kunstenaars nou na jou opkyk, jou loopbaan opkyk en gaan, ek wil dit doen, ek wil alternatief nastreef. Hoe voel jy oor die feit dat mense, dat jong kunstenaars nou gaan en sê, dit is nou die genre waarin hulle wil 'n naam vir hulle self maak, dit is die tipe musiek wat hulle wil maak, oor jou musiek, oor die band, oor alles. Ek dink dis awesome as mense musiek wil maak in Afrikaans, as hulle musiek wil maak waarvan hulle hou. Okay. Ek dink dit is die belangrikste deel. Yes. As dit, jy weet, industrial of metal of whatever is, ek dink, jy weet, vir my is dit belangrik om eerlik te wees in die musiek wat ek maak en wat ek uitsit in die wêreld en ek hoop ander mense voel dieselfde. Jy weet, hoe sal jy musiek maak waarvan jy nie hou nie? Yes. Dit maak vir my glad nie sin nie. So Ja. ek jy weet, as ek vir hulle 'n voorbeeld is van iemand wat net doen wat hy wil, dan great. Want ek dink dit is net belangrik vir mense om musiek te maak in die genre waarvan hulle hou. Ek dink dit maak vir my net sin want ek bedoel, jy weet, musiek is ook 'n produk, maar dit is ook, ek bedoel, dis ook kuns. Jy moet jouself ook uitdruk in die musiek wat jy maak oor wat jy is. Dit help nie om iets anders te gaan doen net omdat jy dink jy wil 'n produk verkoop nie. Dis weird. Ek bedoel ek dink as mens dan sê nou maar dit werk nie. Dan het jy iets gedoen wat jy nie wou doen nie en dit nog steeds nie gewerk nie. Ja. Nee, dit maak sin. Definitief. As jy iets maak waarvan jy hou, dan en dit werk nie, dan ten minste hou jy daarvan. Ja. Jy weet, as jy iets doen wat jy nie van hou nie, dan werk dit nie en dan hou jy nie daarvan nie. Dit is just terrible combination. Ja, nou moet ek vir jou vra, na aanklank wat jy gesê het, want jy het eintlik nou so mooi verduideliking vir my gegee en ek so excited daaroor. Nou wil ek vir jou weet, voel jy die musiek wat jy maak as Fransjo van Cooke moet iets sê? Ja, ek dink so. Okay. Ek dink definitief daaroor, jy weet, as ek besig is om 'n album te skryf, dan dink ek definitief oor wat is vir my nodig om daai oomblik van my lewe om te sê, hoe pas dit in ons wêreld as 'n geheel, hoe pas dit in ons land? Ek dink ek het ook al songs gemaak wat net fun is. Ja. Nee, definitief. Maar ek dink dit is ook deel van wie ek is en wat ek doen, jy weet, ek dink alles is nie somber omdat dit alternatief is nie. Ek dink alternatief stuff kan baie fun ook wees, jy weet. So ek dink dis nodig om iets te sê, jy weet, al is dit iets simpel, jy mens wil iets sê, jy weet. Ja. En ek glo dat jy al vir die hele mindset het van jy moet wat jy maak agter kan staan en trots daarop kan wees, want ek dink dis so moeilik vir jonger kunstenaars vandag wat nou net in die musiekindustrie intree en dan sê hulle soos ek wil 'n naam maak vir myself en hulle het al hierdie mense wat hulle probeer beïnvloed en sê wat hulle moet doen en dan sit so strewe hierdie klank na, strewe hierdie brand na, doen dit en ons weet jy gaan suksesvol wees en omdat jy so gretig is om jou musiek daar buite te kry en jou naam daar buite te kry, dink ek is 'n slag uit waarin jy kan val en dan gaan jy, okay wel, hulle sê dit gaan werk, so dalk moet ek net dit so doen. Ja, nee,
soos ek het net maar gedink aan iemand spesifiek. Ek gaan nou nie name noem nie, maar 'n jong kunstenaar wat jy weet kan of deur 'n rekordlabel geforseer is om 'n sekere ding te doen en Yes. nie vir hom gewerk nie. En hy's 'n fantastiese musikant. Hy's 'n great gitaarspeler, great sanger, skryf cool songs en hy het al vir hierdie kommersiële Afrikaanse musiek gemaak en dit het nie gewerk nie. En dan Ja. where to from there? Jy probeer iets wat jy nie van hou nie en dit werk nie. Dit is soos vir my Ja. ek kan nie dink aan iets wat meer demoralizing is as Ja. dit nie. Jy weet dit is Ja. soos dit klink vir my net sleg. So ek bedoel ek hoop daar's ander jong kunstenaars wat die vrymoedigheid het om musiek te maak waarvan hulle hou. Ek dink dit is die Ja, belangrikste. maar ek dink dit is ook so moeilik. Dis soos jy sê, want as jy hierdie groot rekordmaatskappy het wat vir jou sê, maar hierdie gaan werk, dis wat ons wil hê jy moet doen, dan raak dit moeilik want nou is dit half 'n ding van jy doen iets, dit werk, maar jy glo nie regtig daarin nie want dis nie regtig wat jy wil doen nie en dan raak dit half 'n teenstryd. Ja, dit en ja, ek het dit ook al gesien gebeur met kunstenaars. Hulle raak stak in daai ding en hulle doen iets wat hulle nie regtig mal oor is nie en dan werk dit, maar dan is hulle stak in daai plek vir ewig. Dan kan hulle nie regtig Ja. uit die pad uitstap nie want hulle is te bang, hulle verloor die fans wat hulle het en Ja. dis 'n odd plek om te wees. Ek dink net dit is belangrik om iets te maak waarvan jy hou. Dit is hoekom maak mense jy weet ek het musiek gemaak omdat ek gehou het van die goed waarna ek geluister het omdat ek Yes. jy weet weggeraak het in hierdie goed en connected met dit en dit is hoekom ek hierdie songs maak en ek hoop mense kan connect daarmee en Yes. jy weet dit is vir my belangriker as massive kommersiële sukses. Dit's soos Ja. mense wat connect met die song en hopelik gebeur dit weer Ja. in die volgende 20 jaar, jy weet. Ja, nee, ek het nou nog met 'n kunstenaar gepraat wat ook so bietjie meer in die alternatief in is en hy het nogal afgehaak en toe sê hy as jy hierdie tipe van klank nastreef, hierdie tipe van musiek nastreef, moet jy weet, jy gaan nie altyd die streams kry wat jou vriende noodwendig kry nie, wat die ander kunstenaars kry wat die sokkie musiek maak nie. Let's be honest hierso, want Afrikaanse mense love sokkie musiek, maar jy gaan harte kry. Jy gaan mense kry wat die hard fans is wat jou musiek love, maar wat jou musiek voel. Ja, ek bedoel is streams die enigste ding waarna jy jou sukses meet. Ek weet nie. You know what I mean? Dit is obviously nice as mense jou musiek luister want dan kry jy meer streams. Yes. En dit is nice as mense connect met jou songs en dan gaan hulle teruggaan na jou song toe en ek dink dit is wat 'n goeie song maak, maar ja, weet nie hoe ek voel oor dit nie. Ek is soos obviously het jy dit nodig, maar vir my wat nou al 22 jaar musiek maak en ek bedoel ek het 'n klein bietjie kommersiële sukses gehad hier en daar oor die jare, maar dis nie 'n konstante ding nie, maar dis vir my great as on nou en dan in die 22 jaar 'n song deurbreek wat kommersiële sukses het. Yes. En dis great dat dit gebeur het en as dit weer gebeur, fantasties. Ek wil net seker maak, jy weet ek swerf nie te ver weg van jy weet wat vir my cool is en wat ek wil doen nie. Nou moet ek vir jou vra, want mense is mal oor jou liedjies, mense is mal oor jou klank, maar meer as dit, mense het nogal 'n manier om iets weg te vat van jou songs af en jou liedjies sekere liedjies beteken vir mense so baie, hulle neem dit regtig aan as hulle eie. Hoe voel jy oor die feit dat mense gaan en hulle luister hierdie liedjies en dit help hulle deur seisoene in hulle lewe of dit reflekteer waar hulle is of hoe hulle voel? Dit is half die woorde wat hulle net nie kon kry nie. Ja, ek dink dit is soos die beste feedback wat mens kan kry van jou fans is jy weet as 'n song vir iemand iets beteken, as dit hulle deur 'n moeilike tyd vat, as jy weet dit vir hulle meer beteken as net 'n stuk musiek. So ja, dit is ongelooflik en ek's baie bly as dit kan gebeur. Dit is die grootste kompliment soos ek net maar gesê het. Jy weet ek het begin musiek maak saam met 'n paar chums in 'n kamer. En ons het gemaak omdat ons dit wil maak. Yes. En dan gehoop eendag vind iemand aanklank daarby miskien. Ja. En as dit gebeur 10 jaar later dan is dit
wow, dit is amazing. Daar's nog mense Yes. dalk voel soos ons voel en hulle vind aanklank by die musiek wat ek maak. En dit is 'n massiewe eer natuurlik. Ja, want ek meen jy sê nou jy het begin as 'n klomp maatjies soos ek altyd sê in 'n kamer. Julle het hierdie wille idee gehad en ek meen jy het net nydag van Coke en Vriende gehad wat massive was. Hoor hierso? Die hoeveelheid mense wat daar was crazy. Dit was off the charts. Het jy ooit gedink jy wat in 'n kamer sit saam met jou maatjies en net hierdie liedjie probeer maak en kyk of dit iewers heen gaan lei na jy wat soos van Coke en Vriende doen en mense soos in as dit oop gaan op iTicket sit hulle al reg en hulle soos ek moet koop. Yes man, nee, ek bedoel, ek dink ek het gedroom van soos jy weet die wêreldtoer en in 'n band wees, maar nie verwag dit gaan uitdraai soos dit uitgedraai het nie. Ja. En jy weet, dis nou amper 2 weke terug die vriende show in Pretoria en dit was hierdie jaar was dit ek dink dit was die 7de keer wat ons dit gedoen het. Yes. En dit was vir my die beste ene nog. Dit was soos my Dit beste was. show. Dit was die beste show van my lewe. Ek bedoel om dit te sê na 22 jaar is soos wow, like dit was ongelooflik. Die aand was ongelooflik en om dit te ervaar met mense wat jy weet my vriende en my fans is. Dis die mense wat daar is, jy weet. Dis nie net soos 'n groot fees waar daar 15 artists is en dis van verskillende mense en hierdie mense het spesifiek vir ons kom kyk om 2 ure ons musiek te experience. Dit was ongelooflik. Dit was 'n ongelooflike aand en ek is so bly ek kan dit doen. En nie obviously nie gedink soos gaan ooit gebeur nie, maar dit is awesome dat ek nou vir 'n paar jaar kan doen. Nou moet ek vir jou vra want obviously as mense nou so 'n bietjie op Instagram is en hulle was by van Coke en Vriende en hulle sien hierdie massive show en al hierdie kunstenaars wat saam mee opgetree het en hierdie rock and roll liedjies en dis net 'n absolute vibe. Dink jy daar kan baie keer 'n bietjie van 'n miskonsepsie inkom oor hoe 'n rock and roller se lewe lyk? En dan sê hulle soos, "Joh, daai is bietjie van 'n wille lewe, even for me, nee, dankie." Bedoel jy soos party vibes? Ja, nee, soos as mense na 'n rock and roll louter se lewe kyk, dan sê hulle soos Jessie, dit lyk so wild, dit lyk so out there, maar hier sit ek met jou, jy's by jou huis, jy's kalm, jy spring nie van 'n verhoog af in 'n crowd in nie. Jy's rustig, maar dit is die kant wat mense dalk nie sien nie, want hulle sê, "Ja, maar hy's so rock and roller, hy's so hardcore." Soos daar's geen manier dat hy hierdie rustige suburban life live nie. As jy kan sien wat hier agter my aangaan, dit is soos as suburban as you can get. Ek weet nie hoe Hoorie, ek dink daar's 'n paar tannies wat nou op die hoek van hulle bank sit en sê, "Ek kan dit nie glo nie. Fransjo van Coke bly in 'n huis met mure en 'n dak." Yes, ek dink soos okay, die show jy weet is hoop ek dat mense kan let loose en jy weet vergeet van werk en vergeet van die normale goed. Ek hoop so. Ek hoop mense kan wegkom van die normale lewe en party en groot gaan en alle inhibisies los en hulle self wangedra. Dit is my idee van 'n goeie tyd. Dit moet wild wees. Dit is of an echo, that's where I come from. Okay. Maar ek bedoel vir my in my private lewe, ek bedoel my private lewe is miskien baie anders as hoe ek is op die verhoog, maar ek is ook presies dieselfde mens. Ek bedoel ek is nie 'n ander persoon as ek op die verhoog gaan as nou nie. Maar ek loop nie deur my huis en headbang en doen handstands op my grasperk om ek bedoel ek is besig om 'n show te gooi by my huis nie. Jy weet ek het 'n familie, ek het 'n vrou waarvoor ek lief is, ek het 2 kids, hulle is 5 en amper 9. Ek hou van waar ek bly, ek hou van by die huis wees, ek hou van rugby kyk. Ek bedoel ek is ek is heeltemal ek is 'n normale 45-jarige man wat gaan draf in die oggende en maar ek bedoel in my 20s was ek super wild en ek het in 'n huis gebly saam met die ouens van Fokhof Polisiekar en
super hard geparty en deelgeneem aan alles wat moontlik kon om my vryheid uit te leef. Maar ek bedoel, mense raak ook ouer, mense verander en Ja. ek dink dis deel van groot word, I guess. Ek's mal daaroor. Nou gaan ek vir die mense sê hulle moet ingeskakel bly. Want net hierna gaan ek en jy alles jou nuwe album praat en ek is vreeslik opgewonde. Okay. Jy is nog steeds ingeskakel op Net Gesels. Hierdie week leer ek vir Fransjo van Cooke so klein bietjie beter ken. Nou, ons het nou al alternatief gepraat, musiek gepraat en alles tussenin, want op 'n vandag is hy ook maar net 'n mens. Soos jy, glo of nie, hy bly in 'n huis met mure en 'n dak en ons 'n grasperk daar buite as jy nou net gesien het. Nou, Fransjo, jy het pas jou Waarmee ek sukkel, ek werk hard daarop. Kyse, sien nou so 'n paar, Dude. Nou so 'n paar paas wat daar sit en hulle gaan, nee, met die seisoen wat draai hierdie gras. Okay, so jy het pas jou 5de studioalbum uitgebring, Die Ruimte. Wat 'n cool album, kan ek nou dit vir jou sê? Congratulations, dis so cool album. Ek love hierdie album. Dankie, ek waardeer dit. Hoekom 'n album uitbring, 'n volle album? Want vandag is dit nie regtig meer iets wat kunstenaars doen nie. Dit word eintlik afgeraai vir hulle. Dit word eintlik gesê, doen net die enkelsnitte. Moenie 'n volle album uitbring nie. Ja, ek dink nie dis goeie besigheid nie, that's for sure. Ja, yes. So hoekom het jy nou gegaan? Nee, so kyk, Ja, sal album uitbring. Jy weet, ek is like ek het net maar oor streams gepraat en gevra of dit belangrik is. Ek sê dit is important vir besigheid, jy weet, maar ek dink musiek moet jy die balans tussen besigheid en ek bedoel, ek wil dit nie kuns noem nie, want ek is nie ek Ag, jy kan dit kuns noem. Mense sit nou en kyk en hulle sê, nee, jy maak kuns. Jy maak kuns. Die balans tussen werk en speel reg vind. Ja. En vir my om 'n album te maak is vir my soos hierdie is ek in hierdie tydperk van my lewe. Ek wil graag vir my aanhangers, vir my vriende, vir my mense wat my ondersteun en my musiek luister, wys waar ek is op hierdie stadium van my lewe met 12 songs of 11, ek kan nie eens onthou hoeveel op die album is nie. Ek wil vir hulle wys, this is where I'm at, this is what I'm doing. Dankie en hier's vir julle musiek. En ek weet daar is eintlik maar net 2 songs wat baie gestream word en dis die enkelsnitte maar ek bedoel dis moeilik om net 2 songs te maak en jouself weer te gee net 2 songs. Yes. Maar ja, miskien maak ek nie volgende jare album nie, want ek bedoel dit is definitief nie goed vir besigheid want ek bedoel jy gee die stelle hoeveelheid geld uit om 'n song op te neem wat niks gestream word nie as 'n song wat baie. Ja. Okay. So ja, dis definitief nie goeie besigheid nie, maar vir my is dit 'n uitlaatklep, is vir my 'n manier om my lewe daar buite te sit vir die mense wat my musiek waardeer. Ja, en natuurlik die tyd wat ingaan om 'n hele album te maak en die tyd wat ingaan om een enkelsnit te maak, daar's regtig 'n groot verskil daaraan. Want nou net jy 12 liedjies op 'n album. So dit is eintlik 12 enkelsnitte as jy dit nou so kan sê, wat jy elke keer individueel tyd aan moet gaan spandeer en perfek maak en hou van en lief voor is. So dink jy dan nou dit ek wou sê dis wys nie, want jy het nou gesê dit is half 'n ding van jy wil die balans vind, maar nou het jy half 'n album uitgebring. Dink jy daar's 'n miskonsepsie wat mense het van hoeveel tyd eintlik ingaan in 'n album uitsit? Ek het geen idee of mense eers dink daaroor nie, maar ek bedoel vir my daai album het ek omtrent 'n jaar aan gewerk, miskien 'n bietjie. Yesie, okay. So ja, en as 'n solo kunstenaar is dit nogal complicated want ek is ook my eie record label, so ek bedoel ek doen al die ek is die executive producer ook by album. Ja, jy kan jouself die title gee. Dis okay. Mense sê yes, he's doing the things. Ek sit alles in mekaar. Ek bedoel ek kry die musikante om te speel. Ek boek die studios. Ek bedoel ek praat met die producers, is alles. Jy weet, dis alles my admin werk ook. Dis nie asof 'n label dit vir my doen of enigiemand anders nie. So ja, dis baie werk, maar dis awesome. Dit is vir my die coolste deel van musiek maak is om 'n song klaar te maak en in my bed te lê met my headphones in en dit te luister. As dit net klaar is, klaar gemaster. Ons het deur die proses gegaan, die song is geskryf
saam met wie ook al, ek het dit opgeneem saam met hierdie dudes, ek het dit Yes. hierdie ou het gemeng in China en dan kom dit terug Suid-Afrika toe, Yes. die ou master dit in Stellenbosch en dan luister ek dit in my bed in Bellville vir die eerste keer en dit is vir my die beste deel van musiek maak om jy weet as daar niks is nie en daar kom 'n Ja. song en ek kan daarna luister. En Ja. dit blyk ook super baie hierdie songs terwyl ek besig is om dit te maak en om die finale produk aan te hoor is awesome en dan as dit klaar is dan begin mens dink aan wat jy volgende doen. Ja, ek wil net sê want ek kan dink as jy nou so lank werk aan al hierdie liedjies en dit is 'n ding van dis konstant wat jy hoor, dis konstant wat jy luister, kan dit of 'n ding raak van jy raak net meer verlief op hierdie liedjie en hoe dit gemaster is en hoe dit gemix is, of jy bly net fout vind in die sin van hoe kan ek dit beter maak? Dalk moet ons dit doen, dalk moet ons dat doen en dit raak 'n ding van elke keer wil jy net ietsiekie verander want jy wil net die beste moontlike liedjie uitsit. Ja, ek bedoel ek verander ja, ek het as 'n song al klaar gemix was, het ek al teruggegaan en dit heeltemal verander. Okay, so is jy so 'n bietjie van 'n perfectionist? Nou moet ek vir jou vra. Ja, ek dink miskien in die songs wat ek uitsit in die wêreld. Ja, ek wil hê dit moet pretty much klink soos ek wil hê dit moet klink. Okay. Weet nie of dit my perfectionist maak nie, maar ja, ek sal moeite doen om seker te maak dis reg en ek sal aanhou om te werk skaaf daaraan totdat ek voel reg, ja. Ek smaal daaroor want nou gaan jy ja, dit werk, maar ek weet ek kan dis goed, maar ek kan dit beter maak. En ek Ja, glo dit want verseker. party mense sal net gaan, nee, hierdie liedjie is goed, hierdie liedjie is dis great. Hy gaan werk. En jy klink of jy gaan, ja, dis great, dit kan werk, maar ek wil hê dit moet amazing wees. Ek wil hê mense moet gaan, wow, Ja, as hulle hierdie liedjie luister. Ek bedoel alles is net vir myself. Ja, Ja, weet jy nou wat ek meen? ja, Ek doen baie keer goed wat ek bedoel die wêreld daar buite gaan nie die verskil hoor nie, maar exactly. ek gaan weet vir my klink dit beter Ja. of cooler of en dan is ja, ek sal dit doen vir myself ook. Okay, nou moet ek vir jou vra, hierdie album, dit is nou jou 5de een, maar hy het baie liedjies op, die cover art is so mooi, van die enkelsnitte wat jy nou uitgebring het, is fantasties, ons gaan nou oor een baie spesifieke een praat, wat ek graag met jou wil oor praat. Voel jy hierdie album reflect waar jy nou is in jou lewe, die seisoen waar jy is in jou lewe? Ja, ek dink so. Ek dink dit was vir my nogal belangrik om relevant te wees, soos ek net maar gesê het, ek probeer dit Yes. elke keer as ek 'n album maak, net relevant wees met wie of eerlik wees met wie ek is en hopelik relevant wees in hoe dinge inpas, hoe ons inpas in die Ja. wêreld en in Suid-Afrika. Ons bedoel Ja, ek en ek guess die spesifieke mense wat luister na die tunes. yes. Jy het nou eintlik vir my iets baie spesifiek hier aangeraak en ek wil jou eintlik daaroor vra want jy het dit nou ook aangeraak dat dit half moet reflect, jy weet, waar jy is in Suid-Afrika en als. En baie kunstenaars sal gaan en sê ek wil nie regtig 'n liedjie maak wat 'n baie spesifieke topik aanraak of oor 'n sekere tema praat of 'n area aanraak wat mense dalk sal nie normaalweg oor gesprek hê nie. En jy gaan nie, ek wil musiek maak hieroor. So voel jy dis nodig om hierdie temas wat half vir weg voorgekyk word, 'n oog voortoe gemaak word, aan te raak in ons samelewing, in ons land en dit te reflekteer in jou musiek. Ja, ek weet nie op hierdie album spesifiek of daar jy weet enige sosiale kommentaar of politiese kommentaar is regtig nie. Yes. Maar ek dink dis eerlik. Ek bedoel, dit Ja, is- ja, ja. Ek dink dis dit gaan net oor hoe ek dit sien die wêreld rondom my Ja. sien. Jy weet iets vir my, jy weet wat ek jy weet as jy na my jonger self moes gaan en gesê het jy gaan songs skryf vir jou kinders eendag, dan sou ek gesê het nee, ek glo dit nie. Yes. Ek gaan nie kinders hê nie. Ja. know? Yes. So jy weet ja, dit was vir my nogal taboe. Ek bedoel ek Ja. het was 'n song op hierdie album, die album se titel kom eintlik van jy weet iets wat ek vir my dogtertjie begin Yes. sê het. Sy was baie into space oor Yes. so 'n jaar of 2 terug en ons het baie gepraat oor die ruimte en toe het ek vir haar begin sê I love you more than space want sy het al 'n idee Ja. gekry van hoe groot en hoe vaas die Die al is, ja. ruimte is en toe het ek gedink ek wil dit graag in 'n song sit en ek het dit gesit in 'n line in die song die ruimte wat toe die album title ook geword het. But ja, dit gaan oor my seentjie en my dogtertjie en jy weet dat ek
graag tyd saam met hulle wil spandeer. Yes. Presies. Dis eintlik so mooi en so cool want soos jy nou sê hierdie album reflekteer regtig waar jy is in jou lewe en baie keer is dit 'n ding van jy sal vir kunstenaars vra, voel jy jou musiek het saam met jou gegroei of voel jy jy het saam met die musiek gegroei. Maar dit klink half vir my of dit jy beide bietjie van al twee was. Jy het saam met jou musiek gegroei, maar musiek het saam met jou ook gegroei deur die jare. Ek hoop so. Ek dink nog jy weet iets wat mense omdat ek het al kind of lank doen. Hoor ek ook by mense, jy weet hulle het groot geword ook saam met Yes. my deur die tunes wat ek en my ek sou sê Fok of Polisie kan ook maak Yes. deur die jare. Jy weet soos van daai mense was jy weet dieselfde ouderdom as ons toe ons begin het en hulle het ook Ja. nou al kinders en hulle jy weet hulle lewens het ook verander soos van ons en Ja. ook verander het oor die jare en dit is great om daai connection met daai mense te kan deel. Ja, dit is eintlik so mooi. Nou wil ek graag praat oor een baie spesifieke lied op hierdie album, Breek, wat ook jy nou die musiekvideo voor laat uitkom het en alles en ons gaan nou vir almal die musiekvideo speel want ek dink dis so cool musiekvideo, die konsepte en hoe julle dit gedoen het is regtig cool. Waar die inspirasie vir Breek vandaan gekom? Yes man, ja, ek het geweet ons gaan eers oor Breek praat vandag en ek my kop 'n bietjie laat gaan het oor dit en ek het nie regtig kans gehad om daaraan te dink nie. So Yes. ek gaan nou net vir jou sê wat kom dadelik. Ek dink dit is geskryf uit 'n plek van van moedeloos voel. Okay. Ek bedoel ek dink almal gaan deur sulke tye, jy weet, dat jy voel jy is nie goed genoeg nie en jy is nie Yes. jy kan niks regkry nie en maar ek het ook toe besef, ek dink jy weet almal kry 'n gevoel, jy weet, want ek sing in die sang ek is gebreek en aan die einde sê ek ons is gebreek want ek dink almal gaan deur dieselfde goed en daar's 'n line in daai sang wat ek sê speel toneel vir beide verdediging. Ek het dit gekry uit Team America. Ek weet nie of jy al dit gekyk het nie. Yes, want dit was geïnspireer deur dit. Toe ek nou al hierdie navorsing gedoen het, hoor ek. Dit is nou al. Ja, so ek het moes, hoorie, as ek vir jou sê ek het deur en deur geprep vir hierdie onderhoud. Ek was soos ek moet op jou level kom vandag, want andersins gaan mense my nou vreeslik snaaks aankyk as ek met Francois van Cooke praat en ek sit hier nee. Ek het nie geweet of jy al van gehoor nie, maar dit is 'n movie wat die South Park ouens gemaak het in die vroeë 2000s en Yes. wat baie oor daar's hierdie een scene wat hierdie ou in die army vir een van die soldate sê act your way past the defense en ek het so absoluut wat by my gestiek het deur die jare, jy weet. Jy weet as dinge moeilik gaan het ek baie keer maar net toneel gespeel om te maak as ek dinge fyn is, jy weet. Yes. Op stage gegaan en speel maar toneel I'll make it happen whatever is necessary. Ja, ek dink daai goeders is so half die inspirasie van die song. Dit is ek bedoel dit is 'n emosionele een want dit is so half 'n eerlike neerslagtige song. Jy weet ek dink dit was soos 'n uitlaatklep vir my op 'n laagtepunt, I guess. Yes, want jy het nou iets vir my baie spesifiek aangeraak toe jy gesê het hierdie van jy weet jy dink hierdie moedeloosheid is iets wat almal al ervaar het op 'n punt in hulle lewe, op 'n tydstip in hulle lewe, maar dan sit al vir ding van jy leef in hierdie samelewing wat jy al vir ding moet hê van dis fyn, dis okay, sit jou maskertjie op, gaan net aan. En nou gaan skryf jy hierdie liedjie wat gaan en sê nee, jy loop met daai moedeloosheid, ek loop met daai moedeloosheid, soos dis daar. En jy skyn al vir lig daarop en ek dink nou gaan mense al vir hulle luister hierdie liedjie en hulle gaan ja I'm seen. Ja, maar ek is bly as mense dit voel. You know what I mean? Ek bedoel, dit is definitief nie 'n massive kommersiële song nie. Dit gaan probably nooit wees nie, want dit gaan nie oor jy weet, ek het ook al gesing oor braai, maar dit gaan nie oor braai en Sien, nou sit die tannies, nou luister hulle vir ons en sê hulle, ag Jessie Fransja, kan jy nie net 'n goeie, ordentlike, lekker Afrikaanse liedjie maak nie? Ek sal oor en oor luister. Braai, ten minste in een song gebruik, miskien in meer, maar
daar was al die woord braai in 'n song. So I've gone there. Yes. Maar hierdie is miskien nie jou braai party song nie, maar ek Yes. hoop dit beteken vir mense wat deur 'n moeilike tyd gaan iets, jy weet. Nou waar die konsep vir die musiekvideo vandaan gekom, want ek het nou gesê ons gaan hom vir die mense speel want ek wil bitterlik graag nie die mense wat nog nie die musiekvideo gekyk het nie, wil ek graag julle moet sien, want julle het nogal baie cool dit vir my uitgebeeld al, want dit is jy alleen en ons gaan dit nou nie te veel spoil nie en dan sit jy op die verhoog. Waar die hele idee vir Breek se musiekvideo vandaan gekom? Ons wou eintlik omdat die woorde in die begin van die sang gaan ek pas nie in nie. Ek is 'n mis. Wou ons wou eintlik 'n ding shoot waar ek deur 'n crowd loop Okay. en dit sing. En ons het dit probeer doen by 'n show. Oh, yes. En toe ons het dit die eerste keer geskiet en van daai footage van daai video kom uit Boksburg en van kom uit Pretoria. Sien so jy gee nou al die detail hier. Mense sal nou dink, rarig. Nou gaan hulle gaan soek vir dit. Hulle kan hulle self gaan soek. Maar toe ons dit in Boksburg geshoot het, toe was dit soos daar was so baie mense rondom my. Hulle kon eintlik nie die shot gekry het van my wat loop deur die crowd nie. En toe het ons probeer om dit toe het nie uitgewerk het. Toe shoot ons weer in Pretoria by Stoetbal. En toe het ek ook probeer om deur die crowd loop, maar daar was ook te veel mense, so ek het toe maar gecrowdsurf deur die hele van voor die venue tot agter. So dit lyk eintlik asof ek baie gemaklik is in daai situasie met so baie mense. Maar dit is nie op daai oomblik het dit so gevoel en dit was fantasties, maar dit is nie altyd so nie, Ja. Okay, nee, dis eintlik so cool en ek dink nou dat jy gaan, julle het dit hier probeer shoot, dit het nie gewerk nie, toe julle dit probeer doen, het dit nie gewerk nie. Ek dink baie keer dit is so maklik vir mense om 'n enkelsnit te luister of 'n liedjie te luister en te gaan, wow, dis so great, dis fantasties. Hoe gaan die musiekvideo lyk? Ek kan nie wag gaan hulle musiekvideo uitbring nie. Maar die logistics wat ingaan om 'n musiekvideo vir iets baie keer uit te sit, dis nie agter die skerms wat mense nie sien nie, maar dis die moeilik van dit eintlik. Ja, hierdie een was eintlik nogal maklik. Behalwe dat dit nie uitgewerk het die eerste keer nie. Ek bedoel, dit het nie presies uitgewerk soos ons gedink het sou nie, maar ek bedoel, dis 'n live musiekvideo. Dis nou nie soos 'n crazy concept of, jy weet, klomp outfits en make-up en jy weet, I've done that. Ek het dit ook al gedoen en so dit is redelik maklik om 'n show te speel en iets word afgeneem, jy weet. So dis nie te moeilik nie. Ek dink net ons nie heeltemal uitgekom met die idee wat ons gehad het dat ek deur 'n crowd loop. Op my eie. Het dit net nie uitgewerk by 'n live show nie en ons wou by 'n live show probeer doen. Maar dit is waarmee ons opgekom het, so that's the way it is. Ja, ek meen, daar dit nou, jy het gedink 'n paar jaar terug in 'n kamer, jy gaan ook 15 mense hê wat eendag na jou show toe kom. Nou kan jy eers deur die crowd loop, jy moet crowd se, Fransja. Dis hoe baie mense daar is. Ek moet sê ek is baie lief vir albei daai dele van die land om te speel, Pretoria en die Oosrand. Ek is daar's crazed mense daar en dit's awesome om vir hulle te chill. Ek's mal daaroor. Nou moet ek vir jou vra, hoe lyk die res van die jaar? Want obviously jy het nou 'n groot jaar gehad, jy het die album uitgebring, jy het baie jaar gedoen. Hoe lyk die res van die jaar of is dit meer 'n ding van begin 26, watch the space? Ja, ek het nog niks regtig na die album uitgekom het ek en Robbie Wessels 'n rugby song uitgesit, my eerste rugby song ooit in my lewe. Die eerste keer wat ek gedans het in 'n musiekvideo in 22 jaar. Ek bedoel, dis my eerste Robbie Wessels. Ek het nooit verwag het sou gebeur nie, maar ek is baie goeie vriende met Robbie geword. So dit was cool, maar na dit het ek nog niks geskryf nie, soos glad nie. Ek heb voel die itch is definitief daar om nuwe musiek te maak. En ek wil definitief vroeg volgende jaar ek het al begin my brein so 'n bietjie agter mekaar sit om te begin skryf. So, sien baie uit om volgende jaar iets te doen. Ek weet nie of dit 'n album gaan word. Okay, so mense raak rustig. Julle het julle album gekry. Julle moet nou wag. Julle moet net wag. Julle het al 5 gekry en 'n hele paar van die Police albums en ons van Capital albums. Daar's baie albums om te gaan luister. Raak rustig. Ek is seker wat gaan gebeur, maar ek het 3 spesifieke idees waarvoor ek spesifieke songs wil skryf. So ek het 3 idees. So let's say definitief 3 wat kom. Okay, so mense is nou excited. Hulle moet net so 'n bietjie kans gee. Hulle moet net so 'n bietjie kans gee. En hierdie jaar van nou af speel ek basies shows tot die einde van die jaar
Okay. konstant. So ek is Desember is baie besig. Ek het nou so week af want ek hardloop 'n marathon Sondag, so ek Okay. So jy moet baie gaan oefen. Baie draf in die oggende. Ja, ek is daarom nou die meeste oefen is nou verby. Ek moet nou net die ding doen Sondag. En daarna ek speel my shows deur Oktober, November en Desember is ek oral waar mense gaan vakansie hou en party. En dan in Januarie vat ek 'n bietjie vakansie en dan daarna Dan gaan dit. Nuwe songs. Okay, fantasties. Nou, voor ek jy laat gaan en voor ons vir mense 'n breek speel. Hier op Net Gesels het ons 'n bietjie van 'n tradisie. Ek het 'n bietjie van 'n tradisie en jy word vandag deel daarvan, so ek dink is baie cool. So die kunstenaar wat ek mee net gesels, my golden retriever by my suburban agter my suburban mure is besig om te blaf. Ag nee, dis okay. Dit hoor dan nou in my monitor hier nie, so dis alright. Okay. So die tradisie wat ons hier op Net Gesels het is voor ons die musiekvideo van die kunstenaar speel, vra ek vir jou een laaste vraag. En dit is, wat is jou stukkie advies wat jy mense mee sal los? Wat is jou stukkie advies wat jy die wêreld mee sal los? So Fransjo van Cooke, is jy reg? Wat is jou stukkie advies wat jy mense mee sal los? The floor is yours. Omdat ons gepraat het oor jong musikante wat alternatiewe musiek wil maak, kan ek my advies vir hulle gee. Jy kan iets vir hulle gee. Ek dink die belangrikste ding is speel saam met mense waarmee jy oor die weg kom, want jy gaan semi-getroud wees met hulle. Okay. En oefen soveel as wat jy kan aan jou craft, as dit is om gitaar te speel, as dit is om songs te skryf, doen daai goed soveel as wat jy kan en jam gereeld saam met mense. Ek love it, ek is mal daaroor. Baie dankie. Nou kan ek dit eintlik vir die mense sê. Hier is Fransjo van Cooke met Breek.